wanneer ek in die sitplek geneem, of die musiekspan sê, dankie is altyd lekker om saam met hulle te bedien, lekker om die naam van die Here groot te maak. As jy Bybel saamgebring het, baie gerus saam met my na Romeine toe, boek van Romeine, die 7de hoofstuk, en ons gaan daar een versie saam lees, en dit is vers 19, wat hier die woorde skryf. Hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Klink het bekend. Klink het soos ons. Die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan oor ons en dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, dat alle verstand en oor gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen, halleluja. Ek wil vanaand so 'n bietjie praat oor slegte gewoontes. Ken jy 'n slegte gewoonte? Het jy 'n slegte gewoonte? So ons snaaks, ek dink baie van ons het slegte gewoontes. En dit is ons snaaks dat ons baie keer die duiwel skuld gee. Sê ons doen die duiwel in hierdie week weer, nee. Niks met die duiwel te doen nie, is 'n slegte gewoonte wat jy het. Is dit waar? En terwyl ek so besig is om vanmiddag voor te berei, begin die Here met my te praat oor slegte gewoontes en waartoe dit lei. Nou ek wil vanaand so 'n bietjie praat daaroor, want ek het dadelik toe dan aan slegte gewoontes dink ek, ja, ek gaan nou moet gaan sit en dink aan ouens wat baie slegte gewoontes gehad het, en wie gaan dit nou wees? Jy weet, dan gaan nou, en dadelik toe pop omtrent so 5 vir my kop. Toe dacht ek, sê, kan nie glo, ouens het sulke slegte gewoontes, en ons stel het nie eens op nie. Jy sien nou, Dawid was een van die wonderlikste krygers wat daar was. Hy was een van die eerste, hy was die eerste man wat 'n reus verslaan het. Hy was een van die fenomenale mense, maar hy het 'n slegte gewoonte gehad. Hy het maklik in gemak verval. Weet julle dit nie? Dawid het baie oorlog beklei, en almal wat hy beklei het, het hy oorwin. Maar daar was 'n stadium gewees, wat hy sy manne uitgestuur het om te gaan beklei, en hy het by die paleis gebly. 'n Slegte gewoonte om partykeer gemak te kies, bo kan dit wat ek moet doen. Is dit iets wat ons almal so maklik doen nie? 'n Slegte gewoonte om partykeer ons eie ding te kies, bo kan dit wat belangrik is. En dadelik toe jy nog sit en kyk, toe dink ek, maar hoekom sal ek sê, dis 'n slegte gewoonte, want daar sou 'n spreekwoordjie wat sê, lenigheid is die duiwel se oorkusse. So ons snaaks dat, toe hy by die paleis sit, toe sien hy vir wat sê waar die band. Dit was nie op alle tyd nie, dit was in die tyd van oorlog. Sy manne was op die oorlogsveld en hy was in die paleis. So daar sekere goed wat die duiwel doen, wat maak dat jy baie keer in 'n gemaksone verval, en as gevolg van dit, dan raak dit 'n slegte gewoonte. Ek het nog dan gaan sit en dink en myself gevra, hier nou moet ek versigtig wees, want is dit nie te maklik om 'n slegte gewoonte op te bou nie? Dink vir 'n bietjie, wat is jou slegte gewoonte? Het jy 'n slegte gewoonte? Ek dink meeste van ons het 'n slegte gewoonte wat ons doen, en dit kan partykeer vir ons baie duur te staan kom. En dan die tweede ding wat ek nou gaan kyk het is dat slegte gewoontes gebeur meeste van die tyd op dieselfde plek. Dis baie interessant, dat
is daar seker goed wat daartoe lei, dat ek op 'n sekere plek is, en hierdie slegte gewoonte dan oorneem. En dit is ons snaaks dat, toe ek hierna gaan sit en kyk, toe dink ek dadelik aan die besetene van Gadara. Jy sien, ek wil vandag vir jou sê, hy was nie altyd geken as die besetene van Gadara. Dit was op daardie stadium wat hy geken was as die besetene van Gadara, want die klein bandjies wat hy gedink het mooi is, het daaraan toue geword. En die klein kettingkies wat hy gedink het is juweliersware, het daaraan vir hom kettings geword, waarmee hy vasgemaak was en waarmee hy tussen die grafte gebly het. Slegte gewoontes is nie 'n ding wat krimp nie, dis 'n ding wat bly groei. En enige gewoonte lei gewoonlik na die volgende gewoonte, wat lei na die volgende gewoonte, wat lei na die dood. Jy sien, toe ek hieraan gaan sit en dink, toe dink ek hierdie besetene van Gadara het op stadium 'n vrou en kinders gehad. En dit het met hom goed gegaan. Maar ernstig het iets gebeur, dat hy heeltyd teruggekeer het na die plek toe waar hy 'n slegte gewoonte gehad het. Nou jy kan sê, jy verskil met my, ek is gemaklik daarmee, ek wil gewoon vir jou iets wys. Dis nogal snaaks, dat toe Jesus die duivels die opdrag gee, om uit die besetene van Gadara uit te gaan, toe wat vra hulle, stuur ons asseblief in die varke in. Hulle was bereid gewees om die man prys te gee, maar hulle was nie bereid om die plek prys te gee. Hulle wou bly op die plek waar hulle was, vir die rede, ons kan die man vervang, maar ons kan nie die plek vervang nie. Want weet wat was hulle grootste hoop? Hy sal terugkeer na sy slegte gewoontes toe, op die slegte plek. En dis baie keer ons grootste probleem, is dat ons terugkeer na die slegte plekke toe, en dan tel ons weer ons ou gewoontes op. Toe dink ek aan Petrus. Petrus het slegte gewoontes gehad. Hy het vinniger gepraat as wat hy gedink het. Was hulle nou nie versigtig wees. Want ek weet van 'n paar tannies wat vinniger praat as wat hulle dink. Prys hom. Ek weet of, jy sal nie glo wat dit sy gedoen het. Petrus se mond was vinniger as sy kop. Want daar was 'n stadium gewees, wat hy gekom het, wat hy vir Jesus gesê het, ek sal in die ewigheid die nooit verloor nie. Maar sy hart het 'n slegte gewoonte gehad, om weg te hardloop, wanneer die stryd vel is. As jy nie weet waarvan ek praat nie, kan ek 'n paar dinge gaan uithaal. Maar het was vir my baie interessant gewees, dat Petrus dieselfde man was, wat die swaard opgetel het, en Malchus se oor afgekap het, en hy was hierdie fenomenale man. Maar toe hulle Jezus in hegtenis neem, was hy nergens te sien nie, maar die Bybel sê, hy het hom op 'n afstand gevolg. Dis snaaks dat slegte gewoontes baie keer maak, dat ons nie nou by God wil kom nie. Ons staan die ons toe terug en sê, nee, ons sal nou weer met die Heer praat, want ons net eers, ek weet dit is 'n paar ding om uit te sorteer. En weet wat is die slegste van alles, is dat ons grootste probleme in vandag se tyd, en ek wil gou praat oor ons slegte gewoontes, is baie keer die bal. Hoekom? Want weet jy wat? Net soos Dawid het die
windows hier op. Jy check ook die tallies in die bak uit. Ek praat ons nou die waarheid. Ons sit met 'n probleem dat ons slegte gewoontes is nie noodwendig iets wat ek gedoen het nie, maar iets wat ek soek. Iets waarna ek kyk. Iets wat vir my aanvaarbaar en lekker is. En dit snaaks, as jy dit laat doen, dan voel jy jou vuil ding. Is dit nie die waarheid nie? Is dit nie baie maar ons voel nie? Maar weet jy wat? Dit het so gewoonte geraak. Daai gesprek wat jy met iemand het op die foon. Jy weet jy moet nie, but you've got it. En wat is die snaakste van alles? As hy voor sy pien, dan kyk jy net as of die persoon is. En ek praat vandag, omdat ek vir jou wil sê, daar slegte gewoontes, wat tussen jou en jou roeping gaan inkom. As jy dit nie glo nie, Samson het gesalfde hande gehad. Hy was 'n gesalfde van 'n lewende God. Hy het krag gehad, wat ander mense nie gehad het nie. But he had a bad habit of choosing the wrong person. Hulle was nie sy eerste girl nie, hoor. Net so tussen die klomp van ons. Die Bybel praat van almal ook. En daarom het ek hierop gaan sit en dink ek by myself, is jy vandag bereid om prys te gee, dit wat God jou gegee het, terwille van 'n slegte gewoonte. Ons is partykeer so geneig om 'n ideaal te skep. Ons is partykeer so geneig om vir onsself 'n prentjie in ons kop te maak. Ek kom as Johannes, 'n dromer. Iemand wat sekere goed sit en dagdroom en begeertes het en sekere dinge wil laat gebeur. En waar hy homself bevind? Eers in 'n put, 'n dode tronk. En dan God, dat die drome was van God af, het was nie sy drome nie. Want as dit sy drome was, kan ek jou waarborg, het in die tronk gebly. Maar omdat dit God se drome was, het God hom uitgehaal van die put af na die paleis toe. Maar op sekere dinge, wat ek in met vanaand verstaan, is dat baie keer in ons lewe, jaag ek en jy meer verkeerde begeertes na as God. Slegte gewoontes. Ek het 'n paar slegte gewoontes. Ek het baie keer met iemand sit en ek kan na iemand sit en luister en ek kan afsluit. As die ou nie met my baie sens praat nie, en as jy sien, hierdie bus af, die drywer is nie daar nie. Vir die rede, ek is iemand wat heeltyd intellektueel gechallenged word. En het maak het baie keer moeilik, want baie keer, as hy ouwe stories sit te vertel, die storie interesseer my nie, dan is het soos een, as ek net so nou, dan is ja, nie so, en weer wat is die ergste van alles, is dat ek het besef, ek het slegte gewoontes. En ek wil begin klaarmaak, want toe ek mooi na al die goed gaan kyk, te sien ek dat elke slegte gewoonte het 'n baie duur prys gekos. Die besetene van Gadara
het 'n naam gekry. Hy was dalk Piet of Koos of Jan. Maar toe Jesus by hom uitkom, was hy nie meer geken onder daardie naam nie. Hy was geken onder 'n slegte gewoonte wat gemaak het dat hy beseer word. Ek het 'n keer nog eens gedink aan Dawid. Dawid het baie duur prys in sy lewe betaal. Ek dink een van Dawid se grootste pryse wat hy betaal het, as die Bybel sê, hy het in sak en as voor God gelê, maar sy oudste seun het gesterf. En ek het daarmee dan gedink, hoekom sal God so iets doen aan 'n man wat hy sê, dis 'n man in my hart. Maar toe besef ek, daar sekere pryse wat ek moet betaal vir slegte gewoontes. Hoe kan ek vanaand vrykom van slegte gewoontes? Want dit is 'n baie moeilike ding om te breek. So die eerste ding wat ek vanaand vir jou kan sê is vir my die plek van slegte gewoontes. Die tweede ding wat ek kan sê is vir my die keuse van slegte gewoontes. Die derde ding wat ek kan sê is vir my gesprekke wat slegte gewoontes uitklok. Die Bybel sê, as jou oog jou laat struikel, ruk hom uit en gooi hom van jou weg. Want het is beter om sonder 'n oog te wees, as wat het is om jou lewe te verloor. As die ding jou laat struikel, gooi hom liewer stikkend. Want weet jy wat? Vir nooit in die hele selfoon my lewe leid. Ek wil nie hê slegte gesprekke met my lewe leid. Ek wil nie hê slegte gewoontes met my lewe leid. Ek wil op die plek kom waar ek vry is van alles. Hoe gaan ons vrykom? Die eerste punt is ons ontmoet met Jesus. Saulus was 'n vervolger, maar na sy ontmoeting met Jesus het hy 'n volgeling geword. Heeltemal 'n ander ding. Toe ek na die woord van die Here gaan sit en kyk, toe sien ek dat die Bybel sê, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Weet jy hoekom hardloop ons terug na ou gewoontes toe? Omdat ons nie nuwe, goeie gewoontes in sy plek skep nie. Ek weet nie van jou nie. Ek wil vanaand op die punt kom waar liewerste my slegte en my onaanvaarbare gewoontes bely. Sê Here, ek is 'n sondaar. Ek doen nie hierdie sonde omdat die duiwel gesê het om te doen nie. Ek doen dit omdat dit 'n gewoonte geword het in my lewe. Ek sien 'n probleem. Ek doen dit nie omdat ek dit wil doen nie. Ek
reeds gedoen. Wat is die gewoonte? So net wys, net nie gaan jou oor te maak en jou hoofbuig, net om net die vraag vra. As jy vanavond hier sit en sê, Here, ek wil vanavond klaarmaak met slegte gewoontes, slegte begeerte, Here, slegte keuses. Ek wil vanavond begin om my slegte begeertes en my slegte gewoontes te bely. En ek wil hulle vanavond vervang met nuwe, goeie beginsels. As jy vanavond hier sit en sê, Here, ek wil vanavond vrykom van my slegte gewoontes. Stiek op jou hand na God en ons saam jy bid. Dankie vir die ander wat reg op die gehoor opgaan. Ek wil jou vra as jy hand opgesteek het, sal jy saam my opstaan. Ek wil graag saam jy bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek is vanavond mans genoeg om te herken. Ek het slegte gewoontes. Ek is vanavond groot genoeg om te herken. En daar is dinge in my lewe wat so gewoontevormend geraak het, dat ek het as normaal aanvaar. Ek wil vanavond kom en ek wil het bely en sê, Here, hier's ek, ou Ben, slegste onder die slegstes. Ek is vanavond 'n sondaar, Here. Ek het vanavond slegte gewoontes. Ek wil die vraag van dit met my weg, asseblief. Reinig my van al my sondes en al my ongeregtighede. Here, maar plant in my 'n hart wat soekend is na U. Here, laat my nuutste en my grootste gewoonte word om te wees soekend na lewende God. Here, ek wil vanavond vra, bewaar my van die plekke waar my slegte gewoontes my altyd kry. Weerhou my van daardie plekke. Weerhou my van die kwaad. Here, ek wil vanavond bid en vra, verlos my van die bose. Here, ek wil U vra, kom maak my vol met U liefde, U genade, U krag en U sterkte. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof, en al die eer, en al die lof van my hart, in Jesus naam. Amen, nou in die Christus plek in die om 'n slegte gewoonte te hê, is normaal, as jy het so kan sê. Die slegste ding is wanneer ek dit opgee, om vanavond weer in die bed te klim, met dieselfde woorde. En dit is geword 'n ding van, ek wil klaarmaak, met dit, waarom ek gewoond is. So Here, skep in my 'n rein hart, o God. Begin in my vanavond, verander my, want ek soek na U met alles